Abraham Avonture 7, die onmoontlike God. In ons generasie het ons gewoond geraak aan dinge wat op die oog af onmoontlik lyk. Hollywood het die resep bemeester deur onmoontlike dinge vir ons moontlik te maak, sodat mense later nie meer weet wat om te glo nie. Die Mission Impossible reeks van Tom Cruise het allerlei toertjies gebruik om ons koppe mee te swaai. Jy kry selfs legkaarte wat onmoontlik lyk om te bou. Gewoonlik daai met die baie stukkies wat almal dieselfde lyk, laat 'n mens se moed sommer in jou skoene sak. Tog is daar party onder ons wat dit geniet om sulke onmoontlike uitdagings aan te pak en vir dae lank daarmee te worstel. In die kunste het driedimensionele tekeninge gesorg dat ons breins omtrent geknoop word soos wat ons probeer uitwerk hoe hulle dit reg gekry het. Hoe jy ook al na die prentjie kyk, iets maak net nie sin vir jou nie. Dit lyk na 'n ewige sirkel waaruit jy nie kan ontsnap nie. Hulle sê sien is glo, maar deesdae kan jy nie eens meer dit doen nie. Die grens tussen realiteit en kopsmokkel raak al dunner. Die bekende bokser Muhammad Ali het roem verwerf vir sy vernuf met sy vuiste, maar ook vir sy siening van die lewe. Impossible is nothing, het hy gesê. Hy het nie geglo dat iets onmoontlik was nie. Hy het geoefen en geoefen totdat dit wat onmoontlik gelyk het, skielik bemeester word. Twee ouens sit in die kantoor. Nothing is impossible, sê die een, terwyl die ander een hom troef met sy siening van die lewe. Nonsense, I've been doing nothing for years. Die ou se baas wys vir hom hoe om iets op die rekenaar te doen wat hy gedink het onmoontlik was. And nothing is so embarrassing as watching your boss do something you said couldn't be done. Ons lewe vandag in 'n wêreld wat gereeld die onmoontlike van ons verwag. Elkeen van ons wat al aansoek gedoen het vir werk, weet watter styl berg dit is om uit te klim. Die advertensie soek iemand wat onmoontlik nie kan bestaan nie. A man wanted with 40 years experience must be age 25. Oor die laaste paar weke was ons op toer saam met Abraham. 'n Ontdekkingstog waarin hy moes leer dat God getrou is aan sy beloftes, al bots dit met sigbare omstandighede. God het hom geroep toe hy in Haran was, in die suide van Turkye langs die Efraatrivier, en hom Kanaan toe gelei. En daar het Abraham rondgeswerf van plek tot plek met sy troppe vee. Toe daar hongersnood uitbreek is hy Egipte toe. Mense wonder wat sou gebeur het as hy eerder gebly het in Kanaan. Sou die Here vir hom daar versorg het? Maar Abraham kies om eerder Egipte toe te gaan, waar hy sy laagtepunt beleef. Hy lieg oor sy vrou Sara, word uitgevang deur die farao en in die publiek verneder. So word hy uitgeskop uit Egipte met baie diere en slawe wat hy daar bymekaar gemaak het. Een van hulle was die Egiptiese slavin met die naam van Hagar. Na omtrent 10 jaar in Kanaan is Abraham en Sara moeg gewag vir die beloofde nageslag en besluit hulle om hef in eie hand te neem en vir God so bietjie uit te help. Hagar word vir Abraham gegee as broeimasjien om 'n nageslag te verwerk. Dit was seker die begin van die grootste krisis in Abraham se lewe. Ismael word gebore toe hy 86 jaar oud was en sou die oorsaak wees van baie pyn vorentoe. Die nasate van Ismael is tot vandag toe nog aan die veg met die nasate van Isak. Na die geboorte van Ismael volg daar 13 jaar van stilte. God praat nie weer met Abraham tot hy 99 jaar oud is nie. Hy was nou al 24 jaar in Kanaan, die beloofde land. Abraham het dalk begin dink dat sy beste jaar al agter hom was, maar God het iets anders in gedagte gehad. Hy ontmoet vir Abraham op sy laagtepunt van swakheid en onvermoë.
13 jaar van tevore het Abraham 'n verkeerde keuse gemaak, en vir 13 jaar was daar stilte uit die hemel. Dit was jare van ongelukkigheid en onrus in Abraham se huis, tye van mishandeling en rebellie en minagting. Die teenwoordigheid van Ismael het net nog meer bitterheid, jaloesie en moeilikheid tussen die vroue veroorsaak. Dalk het God daardie 13 jaar gebruik om vir Abraham te leer wat het hom sou kos as hy sy eie plannetjies sou volg. Daar was konsekwensies, gevolge om dinge op sy eie manier te doen. Vir 13 jaar het hy gelewe met die vrug van sy ongeduld. Dit kan dalk ook 'n bekende ervaring wees vir die meeste van ons, 'n tyd waarin God jou toegelaat het om self jou eie pad te loop, maar die gevolge was mistroostig en spanningsvol. Jy is toegelaat om hardkoppig in 'n rigting in te voeter, sodat jy die sinneloosheid daarvan kon leer om sonder God se goedkeuring te lewe. Een van die mees vreesaanjaende dinge in die lewe is om aan te dring om dinge op jou eie manier te doen. God mag het toelaat, maar jy gaan jammer wees daaroor. You know it's a bad decision when you tell yourself you only live once. Party van ons is nogal goed daarmee om gereeld slegte besluite te maak. Hudson Taylor, wat op 'n pioniersendeling in China was, het eendag geskryf: "There are 3 stages in any great work of God. First it is impossible, then it is difficult, then it is done." Die meeste dinge wat God doen, begin ook op dieselfde manier. Wanneer God iets groots wil doen, begin hy met iets kleins. Wanneer hy 'n wonderwerk wil doen, begin hy met die onmoontlike. Toe hy sy seun na die wêreld gestuur het hy hom nie gestuur na Pofadder of Johannesburg of Koekenaap nie, maar na 'n klein dorpie met die naam van Bethlehem. En nee, dit was nie Bethlehem in die Vrystaat nie, maar 'n geheugie in Israel, so 'n paar kilometer suid van Jerusalem. God hou daarvan om klein te begin, want dan kan hy sy mag vir almal wys. Dan kry hy ook al die krediet. Die meeste van ons wil nie krediet ontvang vir 'n klein begin nie. Ons hou daarvan om groot te begin en van daar af verder te gaan. Ons hou daarvan om onthou te word vir groot deurbrake en prestasies. Wanneer God iets buitengewoons wil doen, begin hy met die onmoontlike. Ons hemelse Vader begin dikwels met die onmoontlike en verander dit dan na realiteit. En dis natuurlik die storie van Abraham se lewe. Abraham was nou al horing oud en het nie kinders by Sara gehad nie. God het hom wel beloof dat sy nasate so baie sou wees as die sterre in die hemel en die stof op die aarde. Niemand sou in staat wees om hulle te kan tel nie. Genesis 17. Toe Abraham amper 99 jaar oud was, het die Here weer na hom toe gekom. Abraham, het hy gesê, ek is El Shaddai, die God wat almagtig en sterk is. Jy moet altyd naby aan my leef en net die regte dinge doen. Ek sluit 'n ooreenkoms met jou, dat ek sal sorg dat jy eendag 'n groot nageslag het. Terwyl God nog gepraat het, het Abraham voor hom neergeval. God het toe gesê, Abraham, dit is my deel van my ooreenkoms met jou. Jy sal nog die pa van baie nasies en van 'n massa mense word. Ek dink baie aan hierdie belofte van my. Na 13 jaar van stilte verskyn God weer aan Abraham en sê, ek is die almagtige God. Dit was 'n ongelooflike groot belofte om te maak aan 'n ou man, en 'n mens sal hom nie kon blameer dat hy dit moeilik gevind het om dit te glo nie. En dis het God se belofte 'n paar keer oor die jare herhaal. Elke keer het hy bietjie meer besonderhede bygesit. Eers was dit 'n algemene uitspraak, ek sal jou nasate 'n groot nasie maak. Nou raak God spesifiek, jy sal 'n seun hê. Toe voeg God beloftes by omtrent die nasie wat hy sal word. Hy gee aan hulle die hele gebied vanaf die Nylrivier in Egipte tot by die Eufraatrivier in Irak. Dit was 'n groot gebied wat verskeie mense vandag sou ontstel het. Uiteindelik het God 'n verbond gesny met Abraham, waar hy tussen die dooie diere deurgeloop het. Daar het hy 'n onvoorwaardelike belofte gemaak om alles te vervul wat hy beloof het. God het die inisiatief geneem deur beide kante van die ooreenkoms waar te maak. Maar nou het 24 jaar al verbygegaan en Abraham is al 99 jaar oud, hy het nog steeds nie 'n seun gehad nie. Behalwe die seun Ismael wat gebore is nadat hy met sy slavin Hagar geslaap het. En dalk het hy dit al vir hom gevoel teen hierdie tyd of God so 'n bietjie vergeet het van sy beloftes, of dalk van plan verander het.
Net toe op die punt van wanhoop is, kom praat die Here weer 'n keer met hom, met selfs nog meer details oor wat hy kan verwag. Hy sal van nou af Abraham genoem word, die vader van baie mense. Baie konings en nasies sal vanuit hom ontstaan. God wil 'n ewige ooreenkoms met sy nasate maak en God gee verder vir hom die hele land Kanaan as 'n woning vir sy nasate. Hoe kon Abraham so 'n onmoontlike uitspraak glo? Die antwoord is die name met wie God homself aan Abraham bekend maak. Ek is die almagtige God. In Hebreëus is dit El Shaddai. Dis 'n frase wat iets beteken soos die God wat berge verskuif, die God wat genoegsaam is, die God wat magtig genoeg is om die onmoontlike reg te kry. Iemand het dit so geparafraseer: hy is die God wat meer as genoeg is. Hy is nie net magtig in teorie nie, hy is teenwoordig in jou realiteit. So wanneer die lewe vir jou oorweldig, moenie na die grootheid van jou probleme kyk nie, maar kyk na die grootheid van God. En dit wat vir jou na te veel lyk, is nooit te veel vir hom nie. Dis die eerste keer dat God hierdie naam genoem word, El Shaddai. Dit was God se manier om te sê: Abraham, vir wat bekommer jy jouself? Ek kan berge maak en ek kan berge skuif as ek wil. Kan ek selfs vir jou 'n seun gee wanneer jy 100 jaar oud is? Dit is geen probleem vir my nie. Ek is almagtig, niks is vir my onmoontlik nie. Hoe groot is jou God, El Shaddai? Hoe magtig is hy? Wat kan hy doen? In die volgende hoofstuk sal ons sien hoe God weer 'n keer beloftes maak omtrent die komende seun en die tyd van sy aankoms. Die Engelse woorde het die naam van God El Shaddai se onbeperkte vermoëns onderstreep. In Genesis 18, is enigiets dan vir die Here onmoontlik? Die antwoord is natuurlik nee, hy is almagtig, niks is vir hom onmoontlik nie, hy is immers El Shaddai. Die profeet Jeremia sou jare later iets soortgelyks kwytraak. Ag Here, U het die hemel en die aarde deur die groot krag en mag gemaak, niks is te moeilik vir U om te doen nie. Baie van ons is bekend met 'n lied van Michael Card, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same by the power of your name. Hoe groot is jou God? Is jou God opgewasse vir jou probleme? Soos iemand eendag geskryf het, a God that is small enough for our understanding might not be big enough for our needs. Hoe groot is Maria se God? 'n Engel besoek haar en vertel haar dat sy swanger sal word met 'n kind wat die lang verwagte Messias sal wees. Haar reaksie is heel normaal. Maria vra toe benoud vir Gabriël, maar hoe is so iets moontlik? Ek het nog nooit eens by 'n man geslaap nie. Die engel sluit dan sy gesprek met Maria af met die woorde: Jy sien, niks is vir God onmoontlik nie. Hoekom sou so iets kon moontlik raak? Want God is El Shaddai, die almagtige God. Omdat niks vir God onmoontlik was nie, verwag God ietsie meer van Abraham. Hy moet blaamloos wees en saam met God wandel. Party vertalings gebruik die woord blaamloos, vertaal hulle dit dan met perfek. En die woord beteken met volle oorgawe. As Abraham God se onmoontlike krag wou ervaar en ken, moet hy saam met God wandel. Naby aan hom leef, blaamloos wees, doen wat reg is, konsekwent optree, en reageer teenoor God met geloof. Hy moet eerlik wees in sy aanbidding, gehoorsaam wees. Geloof vra altyd vir heelhartige gehoorsaamheid. 7 beloftes word deur God gemaak. Ek sal. Alles dinge wat God sal doen. Ek sal my verbond met jou maak. Ek sal jou vermeerder. Ek sal jou vrugbaar maak. Ek sal jou baie nasies maak. Ek sal my verbond met jou nasate voortsit. Ek sal hierdie land Kanaan vir jou gee. Ek sal julle God wees. Dink jy dis onmoontlik om 'n baba te hê wanneer jy 100 jaar oud is en jou vrou 90? Dis geen probleem vir iemand wat saam met God as El Shaddai wandel nie. Hy kan dinge doen wat ek en jy nooit sal aanpak nie en ons self nie eens kan voorstel nie. Ek gaan jou naam nou dadelik verander. Hulle sal jou nie meer Abraham noem nie, maar Abraham. Want ek maak jou die pa van baie nasies. Vir 24 jaar het Abraham geleef onder God se versorging. Abraham was nie meer dieselfde man as 24 jaar gelede toe God hom geroep het nie.
Nou roep God hom op vir 'n nader wandel met hom deur sy naam te verander na die Vader van baie. Dit moes oor die jare 'n bron van skaamte, vernedering gewees het vir Abraham. Elke keer as hy iemand ontmoet het, moes hy homself voorstel: "O, ek is Abraham, die vader van baie." "Ah, baie geluk, maar broek, hoeveel seuns het jy?" En elke jaar moes Abraham kop onderstebo antwoord: Niks nie." Nou was hy darm al die vader van een kind, Ismael, deur sy gekonkel met 'n slawemeisie. Sy naam moes vir hom 'n groot verleentheid gewees het. In Hebreëus voeg God een letter by Abraham se naam. Die letter wat klink soos 'n asempie. Die woord vir gees wat asem beteken is roach in Hebreëus, wat uitgespreek word soos 'n asem wat uitgeblaas word. Jou kinders sal baie kinders hê. Uit hulle sal groot nasies en belangrike konings kom. Ek sal my ooreenkoms met jou nakom en met jou kinders. En wat ek beloof het geld vir altyd. Ek sal ook hulle God wees soos ek joune is. Vir jou en jou kinders gee ek hierdie land. Vandag is dit nog nie joune nie, maar eendag sal dit joune word, en ook jou kinders sin. Hierdie hele land Kanaan sal vir altyd hulle sin word. Ek sal ook hulle God wees. Maar dis nog nie die hele storie nie. En nadat God vir hom hierdie ongelooflike belofte gegee het, vertel hy vir Abraham en die ander manne in sy huishouding om iets ongewoons te doen. Hy beveel hulle om besny te word. Dit moes Abraham se wenkbroue laat lig het. God het verder gesê: "My ooreenkoms met jou en jou kinders moet julle van julle kant af gehoorsaam. Daar is een ding wat julle moet doen. Julle mag dit nie vergeet nie. Jou kinders moet dit vir altyd onthou. Dit is dat al julle mans besny moet word aan hulle geslagsorgane. Elkeen se vooruit moet met 'n mes besny word. Dit sal die bewys wees dat julle myne is en dat ek julle God is. Elke seentjie moet 8 dae na sy geboorte besny word. Julle moet dit vir altyd doen. Selfs die kinders van jou werkers moet besny word. En die kinders van daardie werkers wat jy van vreemdelinge gekoop het, moet ook besny word. Kortom, al jou werkers se kinders, as ook daardie werkers wat jy gekoop het, se kinders moet besny word. Aan julle liggaam sal mense dan kan sien dat julle aan my behoort, en dat ek julle God is. En dit sal vir altyd so wees. Iemand wat nie besny is nie deel van jou nie. Hy is ook nie deel van my en my ooreenkoms met julle nie." In vers 11 word die besnydenis genoem 'n teken van die verbond, of 'n ooreenkoms. Bloed moes vloei. Ek gee baie spesifieke kondisies rakende die besnydenis. Al die manlike nasate van Abraham moet besny word. Dit moet gebeur op die 8ste dag na geboorte. Selfs die nasate van buitelandse slawe moet besny word. Enigeen wat dit weier, moes afgesny word vanaf die volk van God. In die Ou Testament was die teken van die verbond die besnydenis. In die Nuwe Testament is die teken van die verbond die doop. Nie die besnydenis of die doop was 'n manier om gered te word nie. Abraham was al gered deur geloof nog voor hy besny is, volgens Romeine 4. Later, toe Abraham al by die 100 jaar oud was, het hy hom glad nie blind gestaar op die feit dat hy nie meer in staat was om kinders te verwek nie. En al was sy vrou Sara al te oud om 'n kind te hê, het hy nie moed opgegee nie. Abraham se geloof was die kragbron van sy lewe. Hy het God se hand styf vasgehou en aangehou om hom te eer. Abraham het geweet dat God die een of ander tyd sou doen wat hy beloof het. Daarom het sy geloof hom in die regte verhouding met God laat leef het. Van al die baie vrae wat na vore kom oor hierdie gedeelte, is daar seker 2 wat die meeste uitstaan. Eerstens, hoekom het God juist gevra vir hierdie spesifieke teken? Hy kon seker enige ander teken gekies het. Hoekom juist die besnydenis? En dalk is 'n moontlike antwoord die volgende. Die besnydenis raak die hart van wat dit beteken om 'n man te wees. In sy mees intieme en persoonlike oomblikke sal elke Joodse man vir ewig herinner word daaraan dat hy ingesluit is in die verbond en dat hy aan God behoort. Niemand anders mag eers dalk daarvan weet nie, maar wanneer hy besny is, sal hy dit nooit vergeet nie. Die besnydenis was niks vreemds in die ou tye van die ou nabye Ooste nie. Dit het al voorgekom in Egipte nog lank voor die tyd van Abraham, reeds teen die jaar 2300 voor Christus.
Dit was gewoonlik 'n manier gewees om slawe mee te merk. In party kulture soos onder die Bakusu stam was dit weer 'n teken wanneer 'n seun 'n man word. Dit was 'n teken dat iemand reg is om te trou. Wanneer manne wou trou, is hulle eers besny as 'n teken van daardie troue. Dit was dus iets wat algemeen bekend was, alhoewel die redes daarvoor verskil het. Ons sien dieselfde tradisie afspeel onder die Xhosa tieners wanneer hulle ingelei word as mans in Suid-Afrika. Ongelukkig sterf talle van hulle elke jaar weens infeksies en bloeding. Vandag is die besnydenis iets wat nog toegepas word onder moslems en Jode, as 'n godsdienstige of kulturele teken dat iemand behoort aan daardie groep. Dit word ook gebruik deur party Oosterse Christen denominasies, soos die Ethiopiese en Eritreaanse ortodokse kerke. In party lande word dit toegepas as 'n roetine of gewoonte, of vir nie-godsdienstige redes, of dalk vir mediese redes. In die Christelike teologie het die doop van die Nuwe Testament die besnydenis vervang. Die besnydenis was fisies en beperk tot mans, terwyl die doop geestelik is en toegepas kan word op beide mans en vrouens. Die twee boeties bespreek wat met hulle sussie gebeur in die kerk. They have to clean her up before they show her to God, is sy opinie. Die doop word vandag op twee verskillende maniere deur die Christelike tradisies verstaan en toegepas. Die eerste is die verbondsiening, oftewel pedobaptism, waar kinders gedoop word of as ware ingelei word by die groter kerkfamilie as deel van die verbond. Die tweede siening van die doop is as teken daarvan dat iemand 'n gelowige geword het, oftewel credobaptism. En daarvoor moet iemand eers kies om 'n gelowige in Jesus te word voordat hy gedoop kan word. Baie denominasies, ingesluit die Katolieke, Presbyteriane, Gereformeerde kerke en Anglikaanse kerke, sien die doop as 'n direkte Nuwe Testamentiese vervanging van besnydenis. Dit word hoofsaaklik gebaseer op Kolossense 2, vers 11-12, waar die apostel Paulus die doop en besnydenis met mekaar verbind. Omdat kinders besny en ingesluit is as lede van die Ou Testamentiese verbond, word kinders van gelowiges ook gedoop as lede van die Nuwe Testamentiese verbond. Ander tradisies soos die Baptiste en Pentekost en charismatiese kerke sien nie die doop as 'n vervanging van die besnydenis nie. Dus word kinders nie gedoop nie. Hulle baseer hulle siening daarop dat dit gaan om die besnydenis van die hart, oftewel geloof in Christus, nie fisies nie. Omdat toegang tot die nuwe verbond persoonlike geloof vra, word die doop gereserveer vir individue wat oud genoeg is om self te kies vir Jesus, deur hulle geloof in hom te bely. Histories is die besnydenis vervang met die doop reeds tydens die kerkvergadering in Jerusalem, kort nadat die eerste kerk tot stand gekom het in Handelinge 15. Die vroeë kerk het verklaar dat bekeerlinge uit die heidendom nie meer nodig het om fisiese besnydenis deur te gaan nie, want die doop was nou die inisiasie of inlywing by die Christelike kerk. Dit lei tot die tweede vraag: hoekom het God juis 'n teken gekies wat net van toepassing is op manne? Ek dink die antwoord is dat God vir Abraham wou herinner daaraan dat hy die hoof of leier is van sy huishouding en dat hy verantwoordelik gehou sou word vir wat in sy familie sou gebeur. Die besnydenis het beteken om jou plek as God se aangewese geestelike leier in jou eie familie te aanvaar. Die besnyde man sê dus vir God: ek aanvaar die verbond wat u met my gemaak het. In Josua 24 word hierdie idee voortgesit toe Josua uitgeroep het: sover het ek en my huis aangaan, ons sal die Here dien. Wat van Sara? En God maak seker dat Sara nie uitgelaat voel nie, en gee dan baie spesifieke beloftes aan haar. God het ook verder met Abraham gepraat: jou vrou Sarai moet jy nie meer so noem nie, noem haar eerder Sara. Ek sal haar seën, en sy sal vir jou 'n seun baar. Ja, ek sal haar seën, en uit haar sal daar nog baie nasies en belangrike leiers gebore word. Haar naam word verander vanaf Sarai, wat twisiek of stryrig of argumenterend beteken, na Sara, wat prinses beteken. Dit spreek boekdele oor die huislike lewe van Abraham en Sara. Of soos die wat later die dokter bel: I'm worried about the wife, doctor. She hasn't contradicted me all day. Salomo het jare later so oor 'n verhouding geskryf: liewer bo op 'n dak woon as saam met 'n twisgerige vrou onder een dak.
Salomo het seker geweet waarvan hy praat, want hy het omtrent 1000 vroue gehad. Sarai was 'n probleemvrou. Tog in die Nuwe Testament beskryf Petrus haar as 'n model vir alle vroue om te volg, maar eers nadat haar naam verander is na prinses. Sy word nooit Sarai genoem in die Nuwe Testament nie, want toe God haar naam verander het sy haar twisgierige gees verloor. Sy het 'n nuwe, sagte en stil gees ontwikkel wat goed was in God se oë. 1 Petrus 3 sê dit: Nee, julle skoonheid moet die van die innerlike mens wees, blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het by God groot waarde. In die ou dae het die gelowige vrouens wat op God gehoop het, hulle ook so versier. Hulle was aan hulle mans onderdanig. Sara byvoorbeeld was aan Abraham gehoorsaam en het hom met eerbied na hom verwys. As julle doen wat goed is en julle nie deur dreigemente laat afskrik nie, is julle haar dogters. Het is seker moeilik vir ons om voor te stel hoe Sarai voorheen was. Iemand het gedurig geargumenteer het, 'n klassieke neulende vrou. Maar deur die jare het God se genade vir haar geleer dat dit nie nodig is om haarself te verdedig met elke geleentheid nie, en het sy Sara geword, prinses, geëer onder die vroue. Ons weet wel dat sy vasgesit het met Hagar, deur haar te mishandel vir baie jare. Sara sou spoedig geboorte gee aan 'n seun. Deur daardie seun sou sy die moeder word van nog baie nasies en groot leiers wat nog sal afstam uit haar. Dit is 'n dramatiese demonstrasie van God se uitspattige genade. Die laaste keer dat ons vir Sara gesien het, was sy besig om Abraham aan te por om by Hagar te slaap. Sy het probeer om God so 'n bietjie aan te jaag of uit te help. Toe het sy haar slavin Hagar sleg begin behandel, nadat Hagar swanger geword het. Sy is nie juis 'n goeie voorbeeld vir ons nie, maar God seën haar ten spyte daarvan. Net so seën God vir ons, ten spyte van wat ons alles aanvang. God sluit Sara in met die belofte van Abraham. En hoewel sy ver van perfek af was en al was haar geloof swak, word sy ook ingesluit by God se plan. Dis asof God sê, toe maar Sara, ek gaan jou seën ten spyte van jouself. Dis nogal iets wat God gereeld doen, nie waar nie? Hy seën ons ten spyte van onsself. En dis een van die groot temas van Abraham se lewensverhaal. Wat God ook al doen, doen hy ten spyte van ons, nie omdat ons so oulik was nie. Ek wil jou aanmoedig om die evangelie van Markus in een sitting deur te lees, alles op een slag. Een van die dinge wat vir jou gaan uitstaan is hoe dig die disippels was. Hulle kon nie dit uitwerk wie Jesus is nie. Hulle het sy wonderwerke verstaan, maar wanneer hy hulle vertel het om op te pas vir die suurdeeg van die fariseërs, het hulle gedink hy praat oor brood maak. Verskeie keer het Jesus kopskuddend na hulle gekyk, soos hy wou sê, julle is darem maar dig, hè? Verstaan julle dan niks wat ek julle vertel het nie? En die antwoord is nee, hulle het nie veel verstaan nie. En hierdie was die manne wat Jesus self uitgesoek het, die ouens wat die evangelie verder moes versprei. Wanneer jy die storie lees, sou jy begin dink dat 'n half dosyn dronk ape dalk beter sou vaar as die disippels. Maar hierdie was die manne wat Jesus persoonlik uitgekies het. Omdat hy God is en nie ons nie, was hierdie die manne wat die wêreld sou verander. Ons is hier vandag weens daardie ongewone keuse van manne. Wat ook al God doen, doen hy ten spyte van ons, nie omdat ons die skerpste potlode in die laai is nie. Vers 17, vir Abraham was dit net een te veel. Hy het vooroorgeval en saggies begin lag. Hy sê toe vir homself, kan 'n ou man van 100 nog 'n kind maak? En kan Sara nog 'n kind in die lewe bring? Sy is al 'n ou vrou van 90. Dit kan tog nie gebeur nie. Abraham maak toe sy keel skoon en sê, Here, daar is mos nog 'n ander seun, Ismael. Wil u nie hom eerder vat en vir hom goed wees nie? God het egter geantwoord, nee, jou vrou Sara sal vir jou 'n kind in die lewe bring. En jy moet hom Isak noem, wat beteken, God was goed en het geglimlag. Ek sal my ooreenkoms met hom oor jou nakom. Ek verbind my vir altyd aan hom en sy kinders. Ek sal sy God en sy kinders se God wees. Terwille van jou sal ek ook vir Ismael goed wees. Ek sal vir hom goed wees en hy sal 'n groot nageslag hê.
Uit sy kinders sal 'n groot nasie kom met 12 belangrike volksleiers, maar my hart is veral by Isak, by die kind wat Sara vir jou oor 'n jaar in die wêreld sal bring. Toe God klaar met Abraham gepraat het, was hy net weer weg. Wat was Abraham se reaksie op hierdie ongelooflike beloftes wat die Here aan hom gemaak het? Die Bybel sê dat Abraham gelag het. Hy het op die grond neergeval in uiterste skok, of omdat hy so hard gelag het. Hy kon dit eenvoudig nie glo nie. Toe val Abraham sy aangesig in lag en sê in sy hart, kan daar vir een wat 100 jaar oud is, 'n kind gebore word, of kan Sara wat 90 jaar oud is, baar? Die 2020 vertaling sê Abraham het neergeval met sy gesig teen die grond, maar hy het gelag en in sy hart gesê, kan daar vir 'n 100-jarige 'n kind gebore word, of sal Sara 'n 90-jarige kan geboorte skenk? Die vraag wat Abraham vir God vra is goeie vraag, want die antwoorde daarop is nee. So iets het nog nooit in die geskiedenis gebeur nie en sal ook nie weer nie. Hierdie gebeure het meer as 4000 jaar gelede afgespeel. Abraham was op goeie grond om God se woorde te betwyfel, weens sy ervaring van hoe die lewe werk. Die statistiek was aan sy kant. Dis hoekom hy Ismael in die storie inbring. Hy was dalk bekommer dat God nou so bietjie in diep water beland het met hierdie een. Hy wag daarom nou al baie jare en Ismael is sy enigste seun. God reageer dan met 4 beloftes. Ek gaan vir jou 'n seun gee en jy sal hom Isak noem. Hy sal die seun wees wat ek aan jou beloof het. Ek sal ook vir Ismael seën en hom tot 'n groot nasie maak, maar ek sal my verbond met Isak sluit en hou. Toe voeg hy nog 'n belangrike feit by. Isak wat deur Sara in die lewe gebring gaan word, sal teen hierdie tyd volgende jaar hier wees. Nou, dis 'n baie spesifieke belofte. Na 24 jaar van wag, het die God die datum op sy kalender vasgemaak, binne die volgende 12 maande. Abraham sal sy 100ste verjaarsdag vier in die babakamer, terwyl hy besig is om doeke om te ruil. God is nooit te vroeg nie, en nooit te laat nie. Hierdie storie is gerusstellend, want het bring tuis die punt dat God vertrou kan word. Hy is altyd op tyd, op die oomblik wat jy die minste verwag, wanneer het vir jou voel of jy alle hoop kan opgee, kom God deur ter 11 ure heel betyds. Toe God klaar met Abraham gepraat het, was hy net weer weg. Op dieselfde dag nog het Abraham sy seun Ismael en al sy werkers gevat en hulle besny. Of 'n werker deel van Abraham se huishouding was en of Abraham hom later gekoop het, het nie saak gemaak nie. Elke man is besny soos God vir Abraham gesê het. Abraham was 99 jaar oud toe hy besny is, en Ismael 13 jaar. Albei saam op dieselfde dag besny. So ook al sy werkers, of hulle deel van sy huishouding was, of hulle van vreemdelinge gekoop is, hulle is almal besny. Nadat God klaar gepraat het en hom verlaat het, is Abraham besny. Vers 23 noem het daar dieselfde dag gebeur het. Dit klink na onmiddellike gehoorsaamheid. Toe het hy Ismael en al die ander mans in sy huishouding ook besny. Dit was volledige gehoorsaamheid. Dit was Abraham se manier om te sê, Here, ek glo elke woord wat U gesê het. Ek glo dis waar en ek gaan dit glo, selfs verstaan ek dit nie. Abraham se geloof kom nou na vore. 'n Rukkie van tevore het hy nog gelag in ongeloof, maar nou is hy besny om sy toewyding aan God te wys. Om te twyfel is nie sonde nie, solank as jou twyfels jou nie weghou daarvan om gehoorsaam te wees aan God nie. So wat beteken dit alles vir ons as moderne mense? Ons kan verskeie dinge raak sien. Omdat God El Shaddai is hy steeds in staat om die onmoontlike te doen, om berge te verskuif vir sy kinders. Dis hoekom Jesus vir sy disippels gesê het, as hulle geloof in God het, hulle berge kan verskuif. Markus 11 vers 22, Jesus antwoord hulle toe, julle moet geloof in God hê. Amen, ek sê vir julle, wie vir hierdie berg sê, lig jouself op en gooi jouself in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo, dat wat hy sê gaan gebeur, vir hom sal dit gebeur. Daarom sê ek vir julle, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so gebeur. Iemand het dit een keer so gesien, faith is telling the mountain to move, and then being surprised only when it doesn't.
Moenie 'n manhoop wegsak as jy vandag voor 'n berg te staan kom nie. Onthou die woorde van Hudson Taylor, there are 3 phases in any great work for God. Impossible, difficult, done. Die berg mag op hierdie oomblik vir jou onmoontlik lyk. Moenie opgee nie, want God se naam is El Shaddai en niks is vir hom onmoontlik nie. God se roeping kan dalk vir jou dade van gehoorsaamheid vra, wat vreemd vir jou mag klink op daardie stadium. Ek is seker Abraham het gewonder oor die besnydenis, maar God het dit nie verder van verduidelik nie. Iemand het so opgesom. If God is in charge, we can do the difficult, because he can do the impossible. Die besnydenis wat God van ons verwag is die besnydenis van die hart. Dis wat Romeine 2 vir ons duidelik leer in die Nuwe Testament. Verstaan jy dan nie dat daardie teken aan jou lyf nog nie van jou 'n ware Israeliet maak nie? 'n Ware Jood is iemand wie se lewe van binne af verander het. Dis iemand wie se hart deur God besny is. Jy is nie 'n Jood bloot omdat jy die regte afkoms het nie. Glad nie. Leef daarom so dat God trots sal wees op jou. Die besnydenis was 'n fisiese merk op die liggaam, maar was nooit bedoel as maar 'n blote fisiese kenteken nie. Dit is veronderstel om gepaard te gaan met 'n diep geestelike toewyding aan God. Wanneer die toewyding afwesig is, verander die besnydenis maar net nog 'n ritueel. En dis wat oor die eeue heen gebeur het. Teen die 1ste eeu het baie rabbies gepraat oor besnydenis asof dit 'n outomatiese kaartjie hemel toe is. Een skrywer het geskryf, circumcision saves you from hell. En die besnydenis het 'n simbool geraak van Joodse superieure verhewenheid. 'n Man moes net besny word om sy plek in die hemel te verkry, of so is daar gedink. Ons kan dieselfde sienings oor die doop hê vandag as wat die Jode oor die besnydenis het. Party kerke leer selfs dat die doop jou red van sonde en vir jou gratis toelating gee tot die hemel. Die doop kan maklik 'n godsdienstige ritueel word, waar mense glo dat jy nou gered is, en dus nie 'n reddende geloof in Jesus Christus nodig het nie. Alle rituele is waardeloos, tensy iets gebeur in jou hart. Die doop kan nie jou red nie. Die nagmaal kan nie jou red nie. Kerklidmaatskap kan nie jou red nie. Om tiendes te gee kan nie jou red nie. Om 5 keer per dag te bid kan nie jou red nie. Om kersies te brand kan jou nie red nie. Om allerhande sakramente na te kom en te volg kan jou nie red nie. Geen godsdienstige ritueel kan jou red nie. Net Jesus kan. Hierdie dinge is nie sleg op hulle eie nie, maar as jy jou hoop vir ewige redding plaas op enigiets daarvan, maak jy dieselfde foute so die Jode 2000 jaar gelede gemaak het. Jy kan 1 keer of 10 keer gedoop word, maar tensy jy Jesus Christus in jou hart het, sal jou doop jou niks goeds doen nie. Ek kan jou besprinkel tot jy hoendervleis kry, of ek kan jou onder die water hou vir so lank dat jy omtrent Amazing Grace sal sing as jy opkom, maar dit sal jou niks goed doen tensy Jesus in jou hart is nie. Die besnydenis is bedoel om te beteken, ek behoort aan God. Ek is toegewy aan God. As iemand egter nie toegewy is aan God nie, het daardie teken 'n waardelose ritueel geword. Sommige sê dieselfde van die doop. Vir hulle beteken die doop 'n stap in die geloof, 'n toewyding wat beteken, ek het nou my hart aan Jesus gegee en hy is my redder. As dit egter nie waar is nie, het selfs die doop waardeloos geword. En dit het selfs gevaarlik geword, want jy mag dink dat jy nou 'n Christen is, maar nie regtig is nie. Miljoene mense volg 'n godsdienst gebaseer op bygeloof. Hulle sê hulle vertroue in iets anders, 'n uiterlike ding, as hulle hoop in Jesus Christus. Sulke mense sal eendag bitter teleurgestel staan. Ander vertrou weer op hulle oorgeërfde godsdienst. My pa was daarom 'n diaken, my ma was 'n sonnaskoolonderwyseres. Hulle tree dan op asof redding oorerflik was, soos die kleur van jou oë. Dit werk nie so as dit by redding kom nie. En niemand anders kan namens jou glo nie. Jy moet self glo in Jesus Christus, voordat jy hemel toe kan gaan. God het net kinders, nie kleinkinders nie. In een van sy preke, George Whitefield vertel van 'n vreemde angswekkende droom wat hy gehad het, waarin 'n engel hom geneem het tot by die hekke van die hel. Toe hy daar opdaag, het hy uitgeroep vir die hekwagter, het julle enige methodiste in die hel? O ja, ons het baie van hulle hier. Het julle enige Lutherane in die hel? Jep, baie van hulle ook. Wat van katholieke? O, die hel is vol van hulle. Het julle enige baptiste in die hel? Ag, meer as wat ons kan tel.
Het julle enige presbyteriane? By die dosyne, honderde. Toe draai Whitfield hartseer om en stap weg. En skielik bevind hy hom by die hekke van die hemel waar Petrus hom inwag. Hy vra dieselfde vraag. Het julle enige methodiste in die hemel? Nee, geen methodiste hier nie. Het julle enige katolieke in die hemel? Ek is jammer om te sê, maar geen katoliek daag hierop nie. Wat van presbyteriane? Nee, geen een van hulle ook hier nie. Wat van baptiste? Nee, enkele een in al die jare wat ek al hier is nie. Enige Lutherane? Nee, ons het geen een van hulle hier nie. Uiteindelik roep Whitfield uit. So wie het julle dan in die hemel? Petrus antwoord. Christene, slegs Christene. Veronderstel ek vra vir jou, is jy 'n gelowige? Wat sou jou antwoord wees? Jy kan dalk sê jy is 'n lidmaat van hierdie of daardie kerk, maar dis nie wat ek gevra het nie. Veronderstel ek vra, is jy wedergebore? Wat sou jy dan sê? Wel, ek is gedoop deur dominee so en so, maar dis nie wat ek gevra het nie. Veronderstel ek vra, is jy gered? Wat sal jy dan sê? Wel, ek was 'n gebore katoliek en sal doodgaan 'n katoliek, maar dis ook nie wat ek gevra het nie. Veronderstel ek vra, is jy 'n Christen? Wat sou jy sê? Natuurlik is ek 'n Christen, ek is daarom gebore in 'n Christenland, maar dis ook nie wat ek gevra het nie. Dit alles kom neer op die eenvoudige vraag, in wat of wie plaas jy jou vertroue vir jou ewige redding? Vir wie vertrou jy om jou hemel toe te neem? Redding is nie 'n wat nie, dis 'n wie. Die saak op die tafel is jou verhouding met Jesus Christus. Daar is net een manier waarop jy al die pad vanaf die aarde tot by die hemel kan uitkom. Slegs deur Jesus. Jesus alleen. Net Jesus kan jou red. Here, dankie dat U al die inisiatief geneem het om my te wil red en in 'n verhouding met my te wil staan. Ek het dit beslis nie verdien nie. Dis uit U genade wat U opgedaag het in my lewe en vir my die keuse gegee het om deel te raak van die volk. Dankie dat U getrou bly aan die verbond of ooreenkoms. Ek kies om lewenslang vir U te volg en vir U in my lewe as my nommer 1 te hê. Dankie dat ek gered word uit geloof in Jesus, nie op grond van enigiets anders nie. Amen.